Nou presies 7 dae terug het ons Palmsondag herdenk, wat eenvoudig beteken, Jesus het opgedaag. Hy het geweet wat vir hom voorlê. Hy het geweet die wrede kruis wat vir hom wag. Hy het geweet wat die kruispad gaan behels. Al hierdie dinge het hy geweet, maar nogtans het hy gekies om op te daag vir my en vir jou. Ons het Vrydag daarna gekyk. Die pad wat ek en jy moes stap, daai wrede kruispad, was vir my en vir jou bedoel. Maar Jesus kies om daai pad te stap vir jou en vir my, tot aan die einde waar hy in 'n wrede kruis vasgespijker word en hy fisies sterf vir my en jou sondes. Filippense 2 vers 6 tot 8 sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waarin hy homself moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood, ja, die dood aan die kruis. Die dood aan die kruis. En dis wat ons Vrydag herdenk het. Maar vandag celebrate en ons vier Jesus se opstanding. Dat hy gedoen het wat hy gesê het hy gaan doen. Soos in Johannes 2 vers 19 sê hy, breek hierdie tempel af en binne 3 dae sal ek dit opbou. En dis presies wat hy kom doen het. Ons vier die lewe, Johannes 11 vers 25, hy sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Ons vier vandag die oorwinning, soos Psalm 24 vers 8, die tweede gedeelte sê, die Here sterk en geweldig, die Here oorwinnaar in elke stryd. Ons vier verlossing, ons vier vergifnis, ons vier en herdenk Jesus Christus, ons Here, ons verlosser en ons saligmaker. Hy het opgestaan, het werklik opgestaan. Lukas 24 vers 46 sê, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Familie, die goeie nuus wat ons vanmôre het is, hy leef. Die graf is leeg. Hy het opgestaan. En dit is die boodskap wat ek en jy moet uitdra na buite. Dis die boodskap wat ons lewe moet verkondig. Ek het dit so 'n klompie jare terug het ek dit ook gesê. Hier is die feite. Confucius se graf is beset. Daar's 'n liggaam daar binne. Boeddha se graf is beset. Mohammed se graf is beset, maar Jesus se graf is leeg. Gryp na enige gode wat jy wil, almal van hulle is in hulle grafte, behalwe een, die almagtige en die alomteenwoordige een. En daarom moet ek en jy weet en ons moet besef dat ons dien nie 'n dooie Here nie. Ons dien 'n lewende God wat hemel en aarde geskaap het. Jy aanbid die koning van die konings. Jy aanbid die almagtige en die alomteenwoordige ene, jy aanbid die koning van die konings. Maar steeds is daar mense vandag wat nie die belangrikheid verstaan van die opstanding nie. Ons het Vrydag het ons gesien die kruisiging en ons het deur daardie emosies gewerk en dit waardeur Jesus alles gegaan het en wat die kruis eintlik simboliseer. Maar jy kan nie net daar gaan parkeer nie. As die storie gestop het by die kruis, was ons in groot moeilikheid vandag. Dit moes verder gegaan het. Jesus moes gedoen het wat hy gesê het, hy gaan doen. En dis die opstanding. Ek dink nie mense verstaan die gevolge en besef noodwendig die gevolge van as Jesus nog in die graf sou wees nie. Die gevolge as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie. Sê nou net Jesus het nie opgestaan nie, wat dan? Wat sou dit vir jou beteken het? Wat sou dit vir my beteken het? Wat sou die resultaat hiervan wees? Paulus antwoord hierdie vraag in 1 Korintiërs 15 vers 12 waar hy sê, maar as Christus verkondig word, dat hy uit die dood opgewek is, waarom sê sommige van julle, dat daar nie 'n opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, is Christus ook nie opgewek nie.
Hy sê, as daar nie dit is nie, is Christus nie opgewek nie, het ons 'n groot probleem. Paulus skep hierdie scenario, hy sê, kom ons sê Jesus is nie opgewek nie, kom ons sê Jesus se graf is nog beset. Wat beteken dit nou vir jou? Wat beteken dit vir my? Sê nou net Jesus se graf is nog vol. Dit beteken mos dat jy 'n gevangene is. Dit beteken dat jy nog nie losgekom het nie. Dit beteken dat jy vir altyd 'n gevangene sal wees. Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 17, hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevange in julle sondes. Julle sou nie vry kan kom nie. Sou nie vergifnis gekry het nie. Sou nie verlossing gekry het of redding nie. Met ander woorde, absoluut geen vergifnis nie. Want as ons net gaan stop by die kruisiging van Jesus en nie die opstanding in oog hou nie, sal die oorwinning ook nie 'n realiteit wees vir my en vir jou nie. Anonieme persoon skryf, hy sê, die weg van die kruis eindig nooit by die kruis nie. Dit gaan verder, na die opstanding, na die oorwinning. As dit dan so is dat Jesus nog in die graf is, beteken dat daar is geen vryheid vir my en vir jou nie. Daar's geen verlossing nie, daar's geen vryspraak nie, en dat die vyand nog 'n lekker hou vas aan jou, en jy sal nooit daarvan afkom nie. Is ons dan nog in boeye, toegesluit en vasgevang in ons ongeregtigheid? En beteken dit dat ons oop oë reguit op pad hel toe is? En daar is niks wat enigiemand van ons kan doen nie. Niks. Want kom ons wees gou eerlik met mekaar, wat kan 'n Jesus wat dood is vir jou doen? Wat kan Jesus wat dood is, kan hy jou vryspreek? Kan hy jou vergewe? Kan 'n Jesus wat dood is vir jou lewe gee as hy self nie eers lewe nie? Kan nie werk nie. Alles val plat as die opstanding nie plaasgevind het. Die absoluut. Die opstanding van Jesus is van kardinale belang, soos ek en jy kan sien. Romeine 4 vers 25 sê, hy is vanweë ons oortredings, ons sondes, ons ongeregtigheid oorgelewer, en hy is opgewek sodat ons vrygespreek kan word. Jy sien hoe belangrik dit is, dat ons nie net by die kruis stop nie, maar dat ons verder beweeg na die opstanding. En dis die goeie nuus vanmôre, Jesus het werklik opgestaan, en hy leef. En nou kan ons verlos word, nou kan ons vergewe word, nou kan ons die nuwe lewe ontvang, nou kan ons skoon gewas word, en is die ketTINGs in stukke gebreek. En het die vyand nie meer 'n houvas op ons nie. Tweede scenario wat Paulus vir ons gee, hy sê, as Jesus nog in die graf is, beteken dit dat hierdie prediking, hierdie woord, is waardeloos, sinneloos, doelloos. En is ons geloof net so sinneloos. 1 Korintiërs 15 vers 14, hy sê, en as Christus nie opgewek is nie, is ons verkondiging sinneloos en julle geloof sinneloos. Die boodskapvertaling vertaal dit as volg, hy sê, as dit daarom waar sou wees, beteken dit dat alles wat ons vir julle vertel het, net 'n klomp leuns is, en dat julle net mooi niks glo, wanneer julle sê, julle glo in Christus nie. As dit so is, wat maak ek en jy vandag hier? As ons nie glo daarin nie, as ons nie glo dat Jesus het werklik opgestaan nie, wat maak ons hier? Wat is ek dan besig om te doen van die bo af? Sinneloos. Sinneloos. As Jesus nie opgestaan het nie, is hierdie woord nutteloos, is hierdie woord leeg, beteken hierdie woord absoluut niks vir ons nie, het dit geen krag nie, is dit sinneloos verby. En is ons vanoggend net hier om vir onsself te lieg. John S. Weil, 'n bekende skrywer, het geskryf hierdie volgende woorde, hy sê, die evangelies verduidelik nie die opstanding nie, die opstanding verduidelik die evangelie. Die opstanding gee waarde aan hierdie woord. Want Jesus het gedoen wat hy gesê het, hy gaan doen. So vergeet van die prediking, wat beteken dit vir jou geloof as Jesus nie opgestaan het nie? En ek meen, as Jesus in die graf is, kan ons mos nie lewe ontvang nie. Kan hy mos nie ons lewe kom verander nie. Kan hy ons mos nie kom vergewe nie. Kan hy mos nie vir ons hoop gee of 'n toekomsverwagting gee nie. Alles stort in mekaar. Hoe kan ons net sê, ons moet geloof hê, as Jesus dan nog in die graf is? Ons kan nie ons lewe oorgee nie.
As dit so is dat Jesus se opstanding nie plaasgevind het nie, verloor ons onmiddellik ons vreugde. Onmiddellik verloor ons hoop. Onmiddellik verloor ons toekomsverwagting. Absoluut. Ons verloor alles. Is ons geloof totaal en al in shambles vermoere. Dan maak Paulus se woorde nie eens meer sin wat hy sê in Filippense 1 vers 21. Hy sê, want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. As Jesus nie opgestaan het nie, dan wil ons vir Paulus sê, hy weet nie wat hy van praat nie. Dit maak nie sin wat hy sê nie. Michael Green, ook 'n bekende skrywer, hy sê, sonder geloof in die opstanding sal daar geen Christelike geloof moontlik wees nie. As dit een keer weer lê word, het ons van die Christendom ontslaag geword. Dis die basis van ons Christendom. Dis die basis van ons geloof. Ja, ons glo in Christus wat gesterf het op daardie kruis, dat hy die pad gestap het wat ek en jy moes gestap het, dat hy vermoor was op daardie kruis vir ons sondes, dat hy vir ons gebid het en ingetree het terwyl hy op daardie kruis was. Ons glo al hierdie dinge, maar ons moet verder beweeg en ook geloof hê in sy opstanding. Die graf is werklik leeg, dat hy werklik leeg is. Jesus het opgestaan. En nou nooi Jesus my en jou uit om ons geloof in hom te plaas en ons lewens oor te gee aan hom, die lewende een. En daarom kan ons amen sê op die woorde van Job in Job 19 vers 25. Hy sê, maar ek weet my losser leef. Uiteindelik sal hy op die aarde opstaan. Uiteindelik sal hy op die aarde opstaan. Verder bring Jesus se opstanding waarde en lewe na sy woord, want elke woord wat hierin staan is lewend. Elke liewe woord, familie, mag hierdie nie 'n boek wees op jou boekrak nie. Mag dit nie net 'n ou mooi Bybel wees wat langs jou bedkas of op jou bedkassie staan nie. Mag hierdie woord vir jou lewend wees. Mag hierdie woord vir jou die rigtingaanwyser wees. Want dit is lewend. Ons is gereroute van dood na lewe. Ons Christelike lewenswandel is nou betekenisvol. Is jou storie, jou getuienis waardevol en vol lewe. Kragtig en lewend. Elke liewe oomblik van ons lewens. Maar dan gaan Paulus 'n stappie verder. Hy sê, as dit regtig so was dat Jesus nie opgestaan het nie, beteken dit dat jou getuienis en my getuienis en ons lewensverhaal is totaal en al leeg. 1 Korintiërs 15 vers 15 sê hy, verder sou dit beteken dat ons vals getuies oor God afgelê het, omdat ons teen God in getuig het, dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het Christus ook nie opgewek nie. Het hy Christus ook nie opgewek nie. Met ander woorde, eenvoudig gestel, ons lieg. Dat wanneer jy getuig, wanneer jy jou geloof met iemand deel, beteken dit, jy lieg. En jy praat nie die waarheid nie. As ons verder wil gaan, kan ons sê die hele Christendom, ons as kinders van God se grootste bestaan, is 'n groot leuen, as hy nie opgestaan het nie. En is ons lewensverhaal ook iets wat nie bestaan nie. Michael Ramsey het gesê, geen opstanding, geen Christendom. Geen opstanding, geen Christendom nie. Maar nou leef Jesus. En is die klip weggerol. En is die graf leeg. En soos Jesus self vir ons sê in Johannes 11 vers 25, hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal leef, al sterf hy ook. Al sterf hy ook. Johannes 14 vers 6 sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Verstaan jy nou en besef jy hoe belangrik die opstanding is van Jesus? Hoe belangrik dit is dat ek en jy daaraan onsself herinner. Vanoggend, terwyl ons hier sit, moet ons onsself herinner aan dit. Want deur sy opstanding is ons lewensverhaal vol inhoud. Sonder Jesus se opstanding is dit onmoontlik om by die Vader uit te kom. Ons het Vrydag daaroor gepraat. Toe daai voorhangsel skeur in die helfte deur, het dit direkte toegang vir my en vir jou gegee. As dit nie gebeur het nie, as Jesus nie opgestaan het nie, weer en sê ek vir jou, was ons in groot moeilikheid. Groot moeilikheid. So mag ek
vandag vir jou 'n vraag vra. Hoe lyk jou getuienis vanmôre? Wat vertel jou lewe? Spreek jou lewe van 'n opgestaande Jesus? Van oorwinning? Het Jesus werklik opgestaan in jou lewe vanmôre? Besef jy dat hy het vir jou gesterf, maar hy het ook vir jou, jonk en oud, opgestaan uit die doodheid om vir ons nuwe lewe te gee? Is Jesus die weg, die waarheid en die lewe in jou eie lewe vanmôre? Ons sê dit baie keer en ons kan dit vertel vir ander mense, maar ek vra vir jou, antwoord die vraag vir jouself, is hy werklik die koning van jou lewe? Is hy werklik die weg van jou lewe? Is hy werklik die waarheid? Dalk iets om oor na te dink so 'n bietjie die week. Maar Paulus gaan verder, hy sê as die graf beset is, beteken dit, ons is die mees bejammeringswaardigste mense van alle mense. Vers 19 sê hy, indien ons hoop slegs vir hierdie lewe op Christus gevestig is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Hy sê eenvoudig, as dit dan so is dat Jesus nooit opgestaan het uit die graf uit nie, ons wat onsself Christene noem, is pleinweg pateties dan. Hy sê, dis die eenvoudige manier. Ons lewe beteken absoluut niks nie. Ons is werklik dan sinneloos en doelloos op pad na nêrens toe, as dit so was. Maar vandag kan ons wel sê en ons kan verklaar en amen sê dat Jesus leef en dat hy werklik opgestaan het. Ons is nie mense wat bejammerenswaardig is nie. Ons is nie patetiese mense nie. Ons is nie sonder doel nie. Ons is op pad na iets absoluuts waardevol en betekenisvol. En dis die ewige lewe. Vandag kan ons sê en ons kan saam verklaar dat ons is kinders van 'n almagtige, alwetende, alomteenwoordige, alheersende God. Ons is geroependes, elke ene wat in hierdie gebou vanmôre sit, maak nie saak of jy oud of jonk is nie, jy is geroep. Jesus ken jou naam. Hy weet wie jy is. Ons is verlos. Ons het die Vader se krag in ons. Ons kan vandag sê die graf is leeg en dat Jesus leef hier binne in my. Dit alles omdat hy leef. En dan laastens sê Paulus vir ons, hy sê goed, as Jesus se graf nog beset is en hy nie werklik opgestaan het, beteken dit dat daar is absoluut geen ewige lewe meer vir my en vir jou nie. Daar is nie. Daar is nie 'n hoop nie, daar is nie 'n toekoms nie, daar is nie 'n verwagting nie. Ons is reguit op pad hel toe. Vers 18, hy sê in die boodskapvertaling, hy sê, dan help dit niks meer dat julle sê julle glo nie. Dan is nie net ons nie, maar ook al die ander Christene wat al dood is, sonder hoop en totaal verlore. Hy sê, daai mense wat in Jesus gesterwe het, daai begrafnisse wat ek en jy gedoen het, wat ons geweet het, die ouens se sake is reg met die Here, dan is daai mense ook verlore, as Jesus nie opgestaan het nie. Geen ewige lewe beteken geen hoop, geen toekomsverwagting nie, totaal verlore en sonder enige hulp. Familie, dood is baie keer wreed, baie keer. Ek het net nou die dag, toe ek by 'n ongelukstoneel gestaan, waar iemand regtig in 'n tragiese ongeluk oorlede is. Dis wreed, dis regtig wreed. Maar deurdat hy opgestaan het, deurdat hy lewe, weet ek en jy vandag, dat hierdie lewe hier op aarde is nie vir altyd nie. Dis nie die alfa en die omega nie. Ons gaan nie vir altyd die lewe nie. Dis 'n kort gedeelte in vergelyking met dit wat Jesus vir my en vir jou wil hê. En soos wat jy ook vanmôre gebid het, hy het vir ons 'n plek gaan voorberei in sy ewige teenwoordigheid. Hy het vir ons daai plek voorberei. En op 'n stadium gaan hy ons huis toe roep. My vraag altyd is, wanneer ek daaraan dink, is jy reg om vandag huis toe te gaan? Is jy reg om vandag te sê, Here, dis reg, U kan my kom haal. Ek wil in die teenwoordigheid wees. As jy vanmôre hier sit en sê, ek weet nie of ek vandag reg is nie, dan moet jy reg maak. Dan moet jy reg maak. Maar deur Jesus se opstanding vrees ek en jy nie meer die dood nie, want die dood is oorwin. Die dood is oorwin. Jesus leef. En omdat hy leef, omdat hy vir ons hierdie nuwe lewe gee, hou ons vas
aan hierdie hoop. Hou ons vas aan hierdie ewige lewe. En daarom my mees gunstelinge liedere wat daar is, en ons het dit vanoggend ook gesing, is omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. Familie, jy gaan deur moeilike tye gaan in jou lewe. Om te sê, jy het jou hart vir die Here gegee, en nou gaan dit net sonskyn en rose wees, dis totaal en al 'n groot leuen. Partykeer gaan die rose dorings hê, en gaan jy gesteek word deur die lewe, en gaan jy seer hê, en gaan jy huil, en gaan daar bekommernisse wees, gaan daar partykeer vrees wees, jy gaan deur verskeie uitdagings gaan. Maar mag ek vandag vir jou sê, mag jy jouself herinner, wanneer jy deur 'n moeilike tyd gaan, omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. Omdat hy opgestaan het, sien 'n kans vir môre. My vraag aan jou vir môre is, wat van jou? Sien jy kans vir môre? Sien jy kans vir oormôre? Sien jy kans vir die toekoms? Het jy daai opgewondenheid oor hierdie wedloop? Augustinus het die woorde gesê, hy sê, sluit 'n verhouding met die ewige God, en jy sal vir ewig lewe. Sluit 'n verhouding met die ewige God, en jy sal vir ewig lewe. En onthou vanmôre, ons oë is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Soos Paulus dit vir ons sê in 2 Korintiërs 4 vers 18. Hy sê ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. Moenie leef ten volle net vir hierdie wêreld nie, en wat die wêreld van jou kan bied nie. Klim op hierdie wedloop. Doen jou beste, volhard, hou vas aan die Here, totdat jy daai eindstreep betree. C.S. Lewis het gesê, alles wat nie ewig is nie, is vir ewig nutteloos. Alles wat nie ewig is nie, is vir ewig nutteloos. Kom ons fokus op daai wenstreep, die ewige lewe wat Christus Jesus deur sy kruisiging vir ons gee. Deur sy kruisiging en deur sy opstanding. So ten slotte, ek sluit af met Paulus se woorde in 1 Korintiërs 15 vers 20 tot 22. Hy sê, maar nou is die storie heeltemal anderste. Hy sê, maar nou, Christus is opgewek uit die dood, die eersteling van die ontslapenis. Want aangesien die dood deur 'n mens gekom het, kom die opstanding van dooies ook deur 'n mens. Want soos almal deur arm sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Nou is die storie heeltemal anders. Nou kan ons die lewe celebrate. Nou kan ons die oorwinning vier. Nou weet ons verseker dat die vyand het nie oorwin nie, dat Jesus dra die oorwinningskroon. Ons is vry uit gevangenis. Ons geloof is sterker as ooit. Ons oog is op die ewige lewe en ons storie en ons getuienis het waarde en is betekenisvol. En familie, omdat Jesus werklik opgestaan het en die graf werklik leeg is, sien ek en jy kans vir môre. Kom ons sit net so, dan sluit ons oë. Hierdie naweek het werklik soveel betekenisvol en soveel waarde. As jy regtig gaan kyk wat Jesus gedoen het vir jou en vir my op daai Vrydag. Hy was geslaan, hy was verneder, hy was gespot, hy was vasgeslaan aan daardie kruis. Terwyl hy op daardie kruis gehang het, het hy gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Die Bybel sê, terwyl ons nog sondaars was, terwyl ons nog in ons ongeregtigheid was, het hy vir ons sondes gesterf. En ek wil vanmôre sê, terwyl al die oë gesluit is ook, ek wil vir jou sê, dat Jesus het persoonlik vir jou kom sterf, vir jou sondes, vir jou ongeregtigheid. En dat jy werklik vry kan wees. Die vyand het geen houvas meer nie. Jy kan dalk dink en voel, maar hy versmoor jou en hy wil nie jou net nie los nie. Stuur hom weg in die naam van die Here. Want die oorwinningskroon is nie op die vyand se kop nie. Dit is op Jesus Christus se. En ja, daar gaan 'n dag wees, verseker gaan daar 'n dag wees, wat hy ons kom haal, wanneer daai plek voorberei is. En ek wil jou vra vanmôre,
soos wat ek Vrydag ook gevra het jy daai sekerheid, daai absolute sekerheid in jou hart, dat Jesus is die koning van jou lewe, en dat jy op pad hemel toe is? As jy nie daai sekerheid het vanmôre nie, moenie hierdie geleentheid verby laat gaan nie. Al die oë is gesluit, niemand kyk rond nie. Wil jy nie jou hand opsteek nie? Dankie. Dankie. Ek sien dit. Baie dankie. Jesus, U sien elke hart. U sien elke hand wat nou opgegaan het. U weet van daai onsekerheid wat in hulle harte is. En Here, ons kom vanmôre opnuut voor U en ons wil voor U kom buig en sê, Here, vergewe ons. Ons is soos daardie tollenaar wat nie eers wil opkyk boontoe nie en sê, Here, Vader, vergewe my, wees my genadig, want ek is 'n sondaar. Here, en ons kom lê ons sonde neer, Here. Ons kom maak ons lewens oop en ons kom gee dit vir U, Here, en sê, Here, laat U lig kom skyn in ons lewens. Laat U lig kom skyn op die donkertyd in ons lewens. Mag die vyand geen houvas meer op ons hê nie. Mag ons nie herinner word deur hom en sê, kyk wat het jy gedoen in jou verlede, kyk hoe sleg was jy gewees nie. Want Here, wat ons weet, wanneer U ons vry maak, maak U ons werklik vry. Maak U ons werklik skoon. Gee U vir ons werklik nuwe lewe. En vandag, Here, kom celebrate ons daardie lewe. Ons kom vier dit, want U het opgestaan. U is nie meer in die graf nie. En U het vir ons 'n plek gaan voorberei. En ons weet en ons sien uit vir daardie dag, Here. Sien so uit om vir ewig in die teenwoordigheid net te wees en U te loof en te aanbid vir wie U is, Here. So daardie hande wat opgegaan het en selfs die hande wat dalk bietjie skaam is om op te gaan. Here, U sien hulle raak. Ek vra in hierdie oomblik dat U hulle sal skoon was, dat U hulle harte sal skoon was, hulle lewens sal skoon was. Dat hulle sal besef dat U het hulle vergewe en dat U hulle reinig. En dat wanneer hulle uit hierdie gebou uitstap vanmôre, mag hulle daardie sekerheid in hulle harte hê om te weet, Here, ek weet my saak is reg met U. Ek weet ek is op hierdie wedloop en ek volhard en ek wil naby U leef. Dis my enigste begeerte, my enigste hoop, my behoefte wat ek het. Here, ek sê dankie dat ons dit kan vra van U. Dankie dat U vir hulle daardie vrede in hulle harte kan gee. Dankie dat U daardie rustigheid en daardie liefde in hulle lewe kan instort. En dat hulle daardie vrede in hulle hart sal hê as hulle hier uitstap. Daardie sekerheid sal hê. Dankie vir U woord vanmôre. Dankie dat U woord lewend is, dat U woord kragtig is. Elke dag wanneer ons dit optel en wanneer ons daardeur lees, spreek daai woorde. Dis nie net woorde op 'n stukkie papier nie, dis nie net 'n boek nie. Dit spreek tot in ons harte in. En daarvoor wil ons vir U dankie sê. Dankie dat hierdie so 'n kragtige kommunikasie instrument is wat U vir ons gee. Mag ons altyd herinner word hoe kragtig hierdie woord is. Mag ons besef dat dit ons rigtingaanwyser is. Dat dit die GPS is in ons lewens. Dat ons net soontoe kan gaan as ons leiding nodig het. En wanneer ons U nodig het, weet ons kan net enige tyd, en daai voorhang sal is geskeur, kan ons enige tyd in die teenwoordigheid ingaan en sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Ek sê vir U so dankie. Mag U elke liewe persoon in hierdie gebou, die wat later op die aanlyn boodskap ook gaan kyk, mag U hulle werklik seën met U genade en met U liefde. Mag U hulle so styf en so naby aan U vashou, dat hulle U hartklop sal hoor vir U lewe, vir hulle lewe. En mag hulle besef hulle is geliefd en dat U het daardie liefde bewys aan daardie kruis en deur die opstanding. Ek sê vir U baie dankie vir vanmôre. Seën ons die res van die dag en ook die week wat voor lê. In Jesus naam bid ons dit en almal sê saam. Amen.